Daar is iets besonders aan 'n storie wat vir jou vertel word. 'n Stem wat jou saamvat, karakters wat by jou bly. In Ink luisterstories bring vir jou meer as 100 Afrikaanse radiodramas, vervolgverhale en kortverhaalvoorlesings. Vir elke oomblik wat jy net wil terugsit en luister. So, kom luister saam. Vind ons op YouTube onder die naam In Ink luisterstories. In Ink luisterstories bied aan die verhaal van Wolraad Woltemade, teks geskryf deur Eugene Pinaar. Dit is die winter van 1773 en vir die mense aan die voet van Tafelberg is die see tegelykertyd vriend en vyand. Sy bring skepe uit verre lande, maar soms eis sy ook haar tol. Net buite die dorp woon 'n veeboer met die naam Wolraad Woltemade. Wolraad is vandag rustig besig om voort te gaan met sy normale dagtake, soos elke ander dag. Maar wat niemand weet nie, is dat sy naam binne enkele ure vir altyd deel van Suid-Afrika se geskiedenis sal word. Vos het alweer uit my hand. Ja, nee, hy weet goed waar die lekker kossies vandaan kom. Maar pas op net hoor, hou jou vingertjies mooi plat. Hy's die slimste perd in die wêreld. Nee, maar hy is definitief die dapperste. Wolraad, die koffie word koud. Ek is nou daar, vrou lief. Hierdie koffietjie gaan nou lekker wees. Dankie, Johanna. Die wind draai. Ek hou nie daarvan nie. Dis maar winter. Die suidooster het klaar sy sê gesê. Nou kom die noordwester. Hulle noem hierdie plek nie van die Kaap van Storms nie. Ek hoop nie daar is skepe naby die kus nie. Daar's altyd skepe, vrou. Maar jy weet tog die skeepskapteins het opdrag om nie tussen Mei en Augustus in Kaapstad se hawe in te kom nie, juis oor die storms. Ja, ek weet. Maar die meeste ignoreer hierdie bevel. Want ja, wat moet hulle in elk geval met hulle vragte maak? Dit kos geld as hulle dit nie kan aflaai nie. Hulle kan dit in Simonstad se hawe aflaai. Dis tog maar wat die meeste doen. Ja, vrou, ek weet. Maar om dit nou weer van daar af na Kaapstad te vervoer is 'n groot beslommernis. Om nie eens te praat van die kostes nie. En wat as die skepe op die rotse gaan? Is dit dan alles die moeite werd? Nee, moenie met my beklei nie, Johanna. Ek weet jy's reg. Ek sê maar net, die skeepkapteins staan voor 'n groot dilemma. Ek is maar net bly ek staan nie in hulle skoene nie. Hier kom hom Pieter, pappa. Pieter. O ja, hy bring seker vir my daai sekel wat ek vir hom gevra het. Môre oom Wolraad. Môre Pieter. Kom aan. Hoe lyk dit met 'n koppie koffietjie? Dankie oom. Ja, ek sê nie sommer nee vir tannie Johanna se lekker koffie nie, maar ek kan ongelukkig nie te lank bly nie. Ek het eintlik net vir oom die sekel gebring. Ai, dankie Pieter. Ek waardeer regtig jou moeite. Sê bietjie vir my, hoe lyk die skepe nou daar aan die baai? Hierdie wind lyk nie vir my lekker nie. Ek kom nou net van die strand af. Daar's 5 skepe wat in die hawe vasgemeer is. Een van hulle is nogal 'n Hollandse skip, die jonge Thomas. Hulle het hom pas klaar gelaai en die kaptein dring nou aan om vanaand al te vertrek
want hy het glo 'n belangrike vrag wat Indië toe moet gaan, en hy wag nou net vir die wind om reg te wees, om hulle uit die hawe uit te vat. Ai tog, as hulle maar net wil luister. Hy gaan sukkel in hierdie weer. As hy net uit die hawe uit kan kom sonder probleme, dan is sy kop deur. Dit sal beter gaan op die oop see, maar hierlangs is die rotse nie 'n man se maat nie. En as die wind nog draai, dit kan lelik raak. Mag die Here hulle veilig hou. Nie een van hulle besef dat daardie skip inderdaad binne enkele ure op die rotse sal beland nie. Teen die middag verander die hemel. Donker wolke jaag oor Tafelberg. Die see verander in 'n woedende dier. Wolraad! Wat sal die probleem wees? Baie vroeg in die oggend. Die son is nog nie eens op nie. Genade, Pieter. Wat bring jou in die middel van die nag hierheen? Wolraad, dis die skip. Hy het in die donker op die rotse geloop. Hulle vra dat almal moet kom help. Liewe hemel, Daardie Hollandse skip waarvan jy gister gepraat het. Ja, oom, die jonge Thomas. Die kaptein het werklik waar besluit om op die see uit te vaar, en dit in hierdie weer. Waar het hulle op die rotse geloop? Die skip lê teen die mond van die Soutrivier, oom Wolraad. Die wind het hom die kant toe gedruk. Die branders slaan oor hom, en ek het mense hoor skree. is daar darm reddingsbote? Niemand sal nou met 'n boot deur daardie branders kan kom nie, tante. Sal so lank my vervos op. Doen dit vannag. Moet jy regtig gaan help? Ons kan nie net stil sit nie, my vrou. Daar's mense besig om te verdrink. Hulle sê daar was amper 200 matrose aan boord. Jy kan tog niks doen nie. Miskien nie, maar ek moet gaan kyk. Pappa, Hey, moenie bang wees nie, my kind. Ek gaan net help waar ek kan, hoor? Jy kom terug, hoor jy? Kom asseblief terug. As die Here wil, sal ek terug wees. Wag vir my, oom. Ek ry saam. Kom. Honderde mense stroom reeds strand. Sommige bid, sommige huil, ander staan net magteloos en kyk. Ver voor hulle veg 'n skip in die skemeroggend sy laaste geveg teen die see. En tussen die skare ry 'n eenvoudige boer op sy bruin perd nader. Niemand weet al dat hulle op die punt staan om een van die grootste heldedade in Suid-Afrikaanse geskiedenis te aanskou. Op die strand heers totale chaos. Die VOC-skip De Jonge Thomas het op die rotse geloop. Elke brander slaan haar verder uitmekaar. Mense klou aan die maste en touwerk vas, terwyl die see hulle een vir een probeer insluk. Hoor net daar, die arme mense. Doen tog iets. Niemand kan iets doen nie. Geen boot sal die daardie branders kom nie. Oom, kyk daar. Liewe Vader, Almal staan terug. Bly weg van die water af. Ek vaar al 30 jaar op hierdie see. Ek het dit nog nooit so gesien. Wolraad sê niks. Hy kyk net. Hy meet die afstand. Hy volg die ritme van die branders. En dan kyk hy na sy perd. ou Bos, wat sê jy? Oom, het oom gepraat? Hou my geweer. Waarom? Wat gaan oom doen? Dit gaan net in die pad wees. Nee. Nee, oom. Nee, oom kan nie. As niemand iets doen nie, gaan daardie manne almal sterf. Maar dis onmoontlik, oom. Kyk na daardie branders. Onmoontlik vir mense dalk. Miskien. Maar by die Here is alles moontlik. Ek kan nie net hier staan en toekyk nie. Wat maak hy? Hy gaan wragtig die see in.
Hy gaan, met sy perd en al. Daardie man daar, kom terug. Dis 'n bevel. Vergewe my meneer. Maar vandag luister ek na 'n hoër bevel. Hy gaan verdrink. Dis klaar met hom. Elke oog op daardie strand volg die boer verstom. Geen mens het nog ooit so iets probeer nie. Rustig, bos. Rustig. Nog 'n tree. Mooi so. Oom Wolraad, kom terug. Dis te laat. Ek kan hulle nie meer sien nie. Liewe hemel, oom Wolraad. Waar is hy? Het hy ondergegaan? Daar is hy. Hy het sowaar oorleef. Hy het dit gemaak. Teen almal se verwagting bereik Wolraad die skip. Uitgeputte matrose staar hom sprakeloos aan. Wie is jy? Wag, ek kan later praat. Een man klim agter my op. Hou my styf vas en moenie die perd los nie. Wag, ek kom. God seën jou, wie ook al jy is. Hou vas. Nou wag die moeilikste deel. Nie na die skip nie, maar terugstrand toe. Ek gly. Hou net styf vas. Dis nog net 'n klein entjie. Hy's deur. Hy's terug. Prys die Here. Dankie. Hy het hom gered. Hy het sy lewe gered. Bly nou hier. Jy het genoeg gedoen. Nee. Daar's nog baie. Hy gaan weer. Die eerste lewe is gered, maar op die skip wag nog tientalle. En sonder om vir applous of rus te wag, stuur Wolraad Woltemade sy perd weer die bruisende see in. Die ongeloof versprei soos 'n veldbrand. 'n Boer op 'n perd het gedoen wat geen reddingsboot kon doen nie. Maar vir Wolraad was een lewe eenvoudig nie genoeg nie. Hy's terug met nog een. Hy het 2 mense gered. God het hom gestuur. God het hom gestuur, ja, maar hy het self gekies om te gaan. Oom, drink eers 'n bietjie water. Ja. Gee eers vir Vos. Hy werk baie harder as ek. Kyk net hoe bewe hy. Ja, hy's moeg. Maar ons is nog nie klaar nie. Ek verbied jou om weer te gaan. Jy het meer as jou plig gedoen. Jy stel jou eie lewe in gevaar. Ek het my plig gedoen wanneer hulle almal terug op die land is. Hoor daar. Hulle is besig om te vergaan. Vir die 3de keer draai Wolraad sy perd see toe. En daarna weer. En weer. 'n uur gaan verby. Nog een. Die storm woed voort. Maar telkens kom die bruin perd uit die skuimende water tevoorskyn. Elke keer met nog 'n lewe wat gered is. Dis ongelooflik. Hy het dit weer gedoen. Hoeveel het hy nou al? Ek het nog nooit so iets beleef nie. Die atmosfeer op die strand het verander. Waar daar vroeër wanhoop was, is daar nou hoop. Want solank Wolraad terugkeer, begin almal glo dat nog iemand gered kan word. Maar elke rit eis sy top. Die wind en die branders drein neer elke bietjie krag, nie net uit Wolraad, maar ook uit sy getroue perd. Ai, ou Vos, jy het vandag meer gedoen as waarvoor enige dier ooit gevra behoort te word. Man, julle het albei julle deel gedoen. Los dit nou. Niemand sal jou kwaadlik neem nie. Ek sal myself kwaadlik neem. Daar's nog so baie. Hoeveel mense het jy al uitgebring? Ja, ek weet nie. Ek het glad nie getel nie. Ek het. Dit was 7. 7. 7 mense wat vanaand weer hul kinders sal sien. Maar die vraag is, hoeveel wag nog om gehelp te word? Te veel. Dan is daar nog werk. Oom, nee. Selfs die see raak nou wilder. Nee, Pieter, jy sê dit niks verander nie. Dis ons wat moeg word. Die woorde bly lank in die jong man se gedagtes. Dis ons wat moeg word, nie die see. Oom, as iets gebeur, Sorg net vir my perd, as hy sonder my terugkom. oom, moenie so praat nie.
'n mens moet maar altyd gereed wees, Pieter, vir wat die Here ook al besluit. Kom, Vos, daar's nog werk. Vir die 8ste keer verdwyn Wolraad Woltemade en sy perd tussen die skuimende branders. Selfs die wind lyk of dit vir 'n oomblik wil swyg, terwyl elke oog die see deursoek. Die mense op die strand hou wel asem op, van diep binne in elkeen begin 'n nuwe vrees posvat. Selfs die dapperste man kan nie die see vir altyd uitdaag nie. Ek sien hom nie meer nie. Oom Wolraad, waar is oom? Wag, daar, net links van die wrak. Hy's daar. Hy leef. Hou net vas. Nog net 'n eentjie. Oom Wolraad, dankie tog. Gee vir my die leisels. Hy het dit weer gedoen. Prys die Here. Dankie. Kyk na sy hande. Kyk hoe bewe hulle. En die arme perd. Hy kan skaars asemhaal. Dis klaar. Niemand verwag meer van jou nie. Jy het my lewe gered, Wolraad. Ek sal jou naam nooit vergeet. Onthou liewer dat God jou lewe vandag gespaar het. Die wind ruk aan Wolraad se nat klere. Die koue begin deur sy liggaam sny. Maar sy oë bly op die skip. Hoor daar. Daar's nog mense. Nee oom. Dis nou genoeg. Luister na die seun. Niemand sal jou ooit verwyt nie. Wat sê jy, ou Vos, ou vriend? Ek weet jy's moeg. Ek is ook. Nog een keer. Net nog een keer. Sommige helde besluit om dapper te wees. Ander kan hulself nie keer nie. Oom Wolraad, moenie. Asseblief. Ek beveel jou. Bly terug. Ek kan nie daardie bevel gehoorsaam nie. Daar is tye wanneer 'n mens nie meer aan jouself behoort nie. Mag God saam met jou gaan. En vir die 9de keer verdwyn die bruin perd tussen die wit skuim. Hier is ons, help ons, hier. Klim, nou vas. Hou vas. Nog 'n matroos word opgelaai. Die terugtog begin. Maar die see het nog nie sy laaste woord gespreek nie. Ja, ons sink. Waar is hy? Ek sien niks. Ek sien hulle nie meer nie. Oom Wolraad? Vir 'n enkele oomblik kom die perd weer bo kan die water uit. Maar dan slaan nog 'n geweldige brander oor hulle. Oom Wolraad! Nee, asseblief. Wees hulle genadig. Die see sluit weer oor sy geheim. Die strand waar daar die hele oggend gejuig was, raak doodstil. Niemand praat nie. Niemand beweeg nie. Almal staar net na die plek waar 'n eenvoudige boer en sy getroue perd vir die laaste keer onder die water in verdwyn. Teen dagbreek het die storm sy greep verslap. Waar die see deur die nag gebrul het, haal sy nou weer rustiger asem. Maar vir die mense op die strand sal niks ooit weer dieselfde wees nie. Het iemand hom gesien? Nee, hy is weg. Ons het gesoek. Hy het teruggekom. 8 keer. Waarom nie die laaste keer ook nie? Hy sou net aangehou het. Selfs die dapperste man is nie sterker as die see nie. Nie lank daarna nie, kom Johanna saam met klein Anna daaraan.
Niemand het die moed om hulle tegemoet te gaan nie. Die stilte vertel reeds die waarheid. Waar's pappa? Pieter, Tante, hy is weg, nê? Mevrou, ek leef, omdat die man my gaan haal het. Ek sal sy naam oral vertel, solank as wat ek asemhaal. Een vir een tree die manne vorentoe. Mans uit verskillende lande, verskillende tale, maar almal met dieselfde skuld en dieselfde dankbaarheid. Dankie. God seën sy nagedagtenis, ons sal hom nooit vergeet nie. Die see gee nie sy helde terug nie, maar sy naam bly agter. Jare het verbygegaan. Die storm het lankal gaan lê. Die skip het verdwyn, die mense ook. Maar verhale het 'n manier om langer as 'n klip te leef. Oupa Pieter, is dit waar dat een man met 'n perd 8 mense uit die see gered het? ja, dis waar. Regtig, 9 keer. Nee, 8 keer. Die 9de keer het hy sy eie lewe gegee. Maar hoekom? Hy kon mos opgehou het. Omdat daar elke keer nog iemand was wat hulp nodig gehad het. Was hy dan nie bang nie? Ek dink hy was. Ware moed beteken nie dat jy nie bang word nie. Ware moed beteken jy doen wat reg is, al is jy bang. Daar is helde wie se name op standbeelde uitgekerf word. En daar is helde wie se grootste monument in die hart van mense leef. Volraad Woltemade was albei. Hy was nie 'n soldaat nie, nie 'n generaal nie, nie 'n koning nie. Net 'n eenvoudige boer met 'n dapper perd en 'n hart wat groter was as sy eie lewe. Meer as 2,5 eeu later onthou Suid-Afrikaners hom nog steeds. Nie omdat hy gesterf het nie, maar omdat hy geleef het. Verander. Sommige mense meet 'n lewe aan hoeveel jare iemand geleef het. Die geskiedenis meet dit anders. Soms is 9 ritte genoeg om vir ewig onthou te word. Hierdie was 'n dramatiese verwerking van die verhaal van Volraad Woltemade. Daar word verskil oor die aantal mense wat hy daardie oggend uit die see gered het. Meeste bronne dui aan dat dit 8 was, maar sommige bronne maak melding van 14 mense, ander weer net meer as 'n dosyn. Hoe ook al is daar nie sekerheid oor die getal nie, en al is die meeste karakters in hierdie drama fiktief, bly die kern van die verhaal die waarheid. Die naam Volraad Woltemade leef voort in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die rolverdeling in hierdie radiodrama was soos volg. Pieter Viljoen was die verteller. Volraad is vertolk deur Leon Stols en sy vrou Johanna deur Anastasia Viljoen. Hulle dogtertjie Anna was gespeel deur Lisey Stols. Konrad Silje was Pieter. Die owerheidsbeampte is gespeel deur Eugene Rautenbach. Die onbekende man was Len Oulinski en die onbekende vrou Judy de Bruin. Die geredde matroos is ook gespeel deur Pieter Viljoen en die visserman deur Kobus Mini. Die onbekende kind is gespeel deur Dale Penderes. Hierdie was 'n produksie van In Ink Luisterstories. Die tegniese versorging is behartig deur Eugene Pinaar.